As jy jou Bybel saamgebring het, 'n kopie het, dan wil ek hê jy moet vanoggend, jy kan solank na Matteus 21 toe blaai. Jy kan solank 'n plek los in Eksodus 12 ook. Ons gaan redelik tyd in Eksodus 12 spandeer. Maar ek wil net eers hier vir jou iets begin. Ons het gesing, Hosanna, Hosanna, en ek wil iets vir jou wys, dat ek hoop, Hosanna gaan nooit weer vir jou dieselfde wees nie. In Matteus 21, so ek gaan deur die oggend, sal ek vir julle help my so lank met 'n mooi Afrikaanse woord vir significance. Ek wil probeer om die significance vir jou van vandag uit te beeld. Palm Sondag, wat beteken dit? Dis die dag toe Jesus op die donkie se rug in Jerusalem ingekom het. As jy dit nou nog nie uitgefigure het nie, ek wil jou net dit so head start gee. So dis die dag toe Jesus in Jerusalem ingekom het. Die Sondag voordat hy sou gekruisig word op die Vrydag. Maar as jy nou in Matteus 21 is, dan kan jy saam met my gaan na vers 8 toe. En die woord sê daar, en die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi, en ander takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En as jy nou Johannes se weergawe hiervan gaan lees in Johannes 12, dan sê hy hulle het palmtakke voor hom op die pad gegooi. En dis vir ons die naam Palm Sondag. Palm Sondag is nie 'n Bybelse term nie. Maar as nou niks aan my fout om dit Palm Sondag te noem nie, ek probeer jou net help om jou te verduidelik waar kom die benaming vandaan. Hulle het palmtakke voor Jesus oopgestrooi, dat hy op die donkie se rug oor die palmtakke sou ry. Dis baie significant in die sin dat dis wat hulle geskiedkundig vir konings gedoen het wanneer hulle teruggekom het van 'n oorlog af en hulle die oorlog oorwin. Hulle het gewen, dan gooi hulle die palmtakke vir die koning en sing allerlei liedjies vir hom. En hier is baie profeties, want ek dink nie die Israeliete of die Jode op daai stadium het geweet waarmee hulle besig. Dat hierdie is die koning van die konings. En deur dit wat hy gaan doen oor 'n paar dae, kom die oorwinning. Hulle het natuurlik iets anders verwag. Hulle het 'n koning verwag wat vir hulle gaan verlos van die Romeinse ryk. Maar God het vir hulle 'n beter koning gestuur, 'n koning wat hulle sou verlos van sonde, van die vyandsryk. So, maar oké, vers 9 dan sê hy, en die skare het voorgeloop en die wat gevolg het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid. Baie belangrik. Weereens dink ek nie hulle het besef wat hulle sing nie. Hosanna vir die seun van Dawid. Hulle het verklaar, hierdie is die Messias. Want die profesie was dat die seun van Dawid, uit Dawid se nageslag sou die Messias kom. Hierdie is ons verlosser. Hulle sê Hosanna vir die seun van Dawid. Hulle verklaar, maar dis dieselfde skare wat 5 dae later gesê het kruisig hom. So dis kom ek sê, ek dink nie hulle het besef wat hulle sing nie, maar ek dink die Heilige Gees het iets in hulle gestir om te sê hierdie is die seun van Dawid. Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. Maar waar kom hierdie vandaan? Psalm 118. Jy kan, as jy kan jy jou plek daar in Matteus 21, ons gaan 'n bietjie later terug gaan soen toe. Maar in Psalm 118 kry ons hierdie gedeelte. So, hulle het 'n gedeelte van Psalm 118 gesing, vers 25 en 26, maar ek wil vir jou begin by vers 21, dan gaan jy dalk net iets raak sien en dat 'n lig begin aangaan. Hy sê, ek wil u loof omdat u my verhoor het en my tot heil geword het. Nou wat op die aarde beteken heil? Verlos. As jy ooit weer die woordjie heil in die 53 vertaling, die Nuwe Lewende vertaling, het dit met verlos of losgekoop vertaal. Maar as jy ooit weer heil sien, dan dis nie heil nie. Is verlos. Hy sê, ek wil u loof omdat u my verhoor het en my tot verlossing geword het. Die steen wat die mense verwerp het 'n hoeksteen geword. Lei dit nou vir jou klokkie. Die steen wat die mense verwerp het. Ek gaan net, jy hoef nie so toe te gaan nie. Ek gaan gou vir jou lees in Matteus 21 vers 42, dan sê Jesus sê vir hulle, het julle nooit, en hy praat nou hier van die skrif met die fariseërs en so, het julle nooit in die skrifte gelees, die steen wat die
bouers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Nou kyk hier wat sê hy. Dis 'n Psalm, jare voor die tyd geskryf. Die steen wat die bouers verwerp het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom, dit is wonderbaar in ons oë, net soos wat Jesus vir hulle. En nou weet ons, kom ons nou die dots connect hierso. Dis hy is die hoeksteen. Vers 24, dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Nou ons ken die liedjie. This is the day that the Lord has made. Ek weet nie of ek die tune reg het nie, maar this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. En dis reg as jy hom op enige dag sing, God het vandag gemaak. Maar die psalmdigter skryf hier van 'n baie spesifieke dag. This is the day that the Lord has made. This is the day. En ek gaan vir jou deur die loop van hierdie oggend hopelik iets van hierdie dag wat die Here gemaak het oopmaak. Hy sê dan in vers 25, en dis hier waar ek nou wil uitkom en vir jou verduidelik oor Hosanna. Hy sê, ag Here, gee tog heil, ag Here, gee tog voorspoed. En daar staan nou niks van Hosanna nie, en nou vra jy, how then? So ek gaan jou 'n bietjie Hebreëus leer vandag. Ek hoop is okay met jou, ek probeer nie slim klink nie, glad nie. As ek dit verkeerd uitspreek, vergewe my. Maar dis waar die Hosanna vandaan kom. Hier staan in die Hebreëus, Anna Adonai Hoshi Anna, Anna Adonai Hatzli Anna. Hosanna kom van Anna Adonai Hoshi Anna. Anna beteken ons bid U Here, ons pleit U, ons roep uit na U. Die New King James vertaal hierdie so, hy sê, save now I pray, O Lord. Daai I pray is Anna. Nou in die oorspronklike Hebreëus staan daar die naam Yahweh, wat die Jode absoluut weier om daai naam uit te spreek, so hulle het dit vervang met Adonai, wat beteken God. Yahweh is sy heilige naam. Hulle was bang, hulle oortree die wet, as hulle sê, jy mag nie die naam van die Here uitelik uitspreek nie. So hulle het geweier om Yahweh uit te spreek. Tot vandag toe, die ortodokse Jode. So hulle sing hierso vir Jesus, Anna Adonai Hoshi Anna. Nou wat beteken Hoshian? Red ons. Red ons. Die grondwoord Yasha is waar Joshua se naam vandaan kom, wat die Israeliete gevat het van die woestyn na die beloofde land. En Joshua was 'n tipe van Jesus. En ons almal is dit eens dat Jesus se naam was heel waarskynlik in Hebreëus Yeshua. Die grondwoord Yasha. Net terloops, jy sal nêrens in die oorspronklike teks, praat nie van die 53 vertaling of in die King James, ek praat van die oorspronklike teks, in die oorspronklike Hebreëus of in die oorspronklike Grieks, sal jy kry dat daar van Jesus gepraat word as Yeshua. Hoekom? Want in Afrikaans is hy vir jou Jesus, in Engels is hy Jesus, in jou taal is hy jou naam. Hy wou nie gehad dat jy moet hom ken as 'n Hebreëse God nie. 'n God van Israel nie. Hy wil in jou God wees. So daarom kan jy met vrymoedigheid sê, Jesus, want hy's my God. Hy's my verlosser. Maar terug by hierdie, hy sê, Anna Adonai, Heer, ons roep uit. So die dag toe Jesus op die donkie ingekom het, roep hierdie volk in nood, roep hulle uit. Hoshiana, Anna Adonai, red ons, Here, stuur vir ons verlossing. Vandag sing ek en jy, Hoshiana, baie anders. Dis 'n oorwinningskreet vir my en jou. Ons het verlossing. Ek verwag nie meer verlossing nie. Ek het dit. In my Here Jesus. So. Ek gaan net so vinnig die B-gedeelte van daai skrif ook net so vir jou ingooi, want vir die godsdienstiges is hierdie nou nogal 'n klip in die skoen. As hy sê, Here, gee ons voorspoed. In Hebreëus, Anna Adonai, Hatzli Anna.
Here, maak my voorspoedig. Hoor hoe sê die King James dit? I pray, send now prosperity. Wow broer, jy moet nie prosperity preek in hierdie kerk. Dan moet ek hierdie bladsy uitskeer. Voorspoed is van God af. Is deel van wat hulle gesing het daai dag vir Jesus. Hy wil hê, jy moet genoeg hê en ekstra. Waarmee gaan ons gee vir daai dag? Met ons ekstra. Want dit is sy hart. Man, so ek hoop jy verstaan iets van dit. Ek gaan vandag bietjie jou terugvat na die Ou Testament toe, om vir jou iets te verduidelik oor hierdie dag. En my uitdaging is vandag dat ons voor 12 kan loop. Want hierdie leef al vir die laaste 10 jaar in my. Toe die Here my omgedop het, my blinkkant boontoe, die regterkant vorentoe, 10 jaar terug, toe het ek gaan soek, Here, hoe is hierdie goed moontlik? Hoe kan U my sonde sommer net afskryf en nooit weer daaraan dink nie? En een van die gedeeltes, daar's 'n paar, maar een van die gedeeltes waartoe hy my gevat het, was die Pasga. Wat ons kry in Eksodus 12. Dis nou wat die Egiptenare onthou, dit is die 10de plaag. Ek en jy onthou dit as die Pasga. Dis die heel eerste keer wat ons sien wat is die voorskrif van die Pasga. En jy moet ontspan, ek wil nie kry om jou om weer die Pasga te hou nie. Jesus is die vervulling van die hele wet. Die seremoniele wette, die offerwette, die dieetwette, almal is vervul in Jesus. Die enigste wette wat nie vervul is in hom nie, is die morele wette. Hy het hulle volkome nagekom, sodat ek en jy volkome in hom kan wees. Steeds wanneer ons mis. Maar al die ander wette het hy volbring. Dit het almal gewys na wie hy is. Dis alles en almal tipes van wie hy is. As jy al hierdie goeters lees in die Ou Testament en dit maak nie sin nie, vra Heilige Gees, wys my, hoe laat hierdie my sien, hoe lyk my Here Jesus? Want God kan nie, hy weet, ek en jy is prentjie mense. As hy moet begin net beskryf hoe lyk Jesus, soos het nooit gevang het nie. Maar nou kom hy met 'n prentjie om ons te help, om te verstaan, hoe lyk ons Here Jesus. En daar's baie prentjies deur die Ou Testament, die Pasga is een van hulle. Hy begin in vers 12, so ek is nie presies seker, op watter stadium van die maand het God hierdie vir Abraham vir Moses, waar is ek nou by Aaron? Vir Moses en Aaron gegee nie. Ons weet net, dis na die 9de plaag, en is voor die 10de plaag. Maar in vers 1, dan begin hy in hoofstuk 12. En die Here het met Moses en Aaron in Egipteland gespreek en gesê, Here help my, ek kan nie elke stukkie detail gedeel nie, anders ons regtig 12 uur huis toe. In jou sonde, in jou plek waar jy vasgevang is. Ons moet onthou, Egipte is 'n tipe en voorbeeld van die vyandse koninkryk en van verslawing en die wêreldse stelsel. Dis wat Egipte voorstel. Ja, dit was 'n letterlike land, maar jy's 'n tipe en 'n beeld wat ons vandag moet sien. So Egipte is 'n voorstelling, 'n beeld, 'n tipe, 'n skadu van verslawing. En in die verslawing praat God met hulle. Jy's nog nie so vasgevang dat God nie met jou kan praat. Vers 2. Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Hier begin die Joodse kalender. Wat 'n kalender hulle tot nou toe gevolg het, I don't know. Maar hier begin die Joodse kalender. God sê hierdie maand, geliefde, die dag toe God jou verlos het uit die ryk van die doderyk, uit die ryk van die duisternis, uit die vyand se mag uit en oorgebring het in sy lig. Dis die begin van jou lewe. As jy hierdie maand moet vir julle die eerste wees, dis waar jou lewe begin. Dis waar alles begin.
En as jy nou soos ek, as jy nou nie 'n datum mens is nie, is okay, as jy net min of meer die tyd kan onthou. Maar wat hy wil hê hulle moet onthou is, waaruit het hy hulle gered? Ek weet, die Here het my ergens in die begin van 2016, ek kan ongelukkig, ek is so spyt, ek het dit nie neergeskryf daai dag nie. Ek kan nie die dag onthou nie, maar ek weet dit was vroeg in 2016. Het God my kragdadig uit verslawing uitgered. In 'n kwessie van minute. En ek gaan nie terug na voor 2016 en ek het berou en spyt en goed oor wat ek gedoen het nie. Ek gaan kyk partykeer terug na dit en sê, prys die Here het my daar uitgehaal. En dis hoe hy wil hê. Hy wil nie hê jy moet teruggaan en sê, ons moes nooit in Egipte gebly het nie. Ons moes toe Josef, na daai 7 jaar van oorvloed, moes ons teruggetrek het na ons land. As ons net nooit. Dis nie wat hy wil hê nie. Hy sê, vandag begin jou nuwe lewe. Want ek gaan vir jou vandag nuut maak. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand, moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir huisgesin. So wanneer begin 'n maand vir die Jode? Wanneer hulle die eerste sekel van die nuwe maan sien. So later aan in die wet het dit gekom dat 2 of 3 ouens wat die eerste sekel gesien het, moes dan na die hoofpriester toe gaan en sê, die nuwe maand het begin. Deur die mond van 2 of 3 getuienisse staan 'n saak vas. So dis hoe 'n nuwe maand begin het, met die begin van die maan. So hy sê op die 10de, 10 dae nadat julle die eerste maan gesien het, moet julle 'n lam neem. Maar jy moet nog nie slag nie. Hy sê in vers 4, maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam. Ek kan nou nie by hierdie verby. As 'n huisgesin te klein, lees gou 'n bietjie verder aan of jy kan sien, wat is die voorskrif vir as 'n huisgesin te groot is vir die lam? As die lam te min is vir die huis, wat doen ons dan? Daar is nie so voorskrif nie. Die enigste voorskrif is as die lam te veel is. Die lam is nooit te min vir jou huis nie. Daar's altyd genoeg Jesus vir jou kinders, vir jou kleinkinders, vir jou boetie, vir jou sussie, vir jou ma, vir jou pa, vir jou ouma, enige iemand wat jy onder die bloed wil inbring, wat jy wil bid onder hierdie verlossing in, daar's lam vir hulle. Daar is nie 'n voorskrif vir wat doen ons as die lam te min geraak het nie. Wat doen ons as die lam opgeraak het nie. Sien jy hierdie oop stoele? Hier's plek. Want daar's meer as genoeg lam. En as ons hierdie stoele vol maak, dan maak ons daar agtervol. En as ons daar agtervol is, dan breek ons daai mure uit, dan bou ons nog. Maar daar is genoeg lam vir almal wat wil kom. Daar is nie 'n voorskrif vir 'n lam wat te klein is. As aan jou gesin 'n behoefte is, 'n nood is, is genoeg lam vir hulle. Is genoeg lam vir hulle. Hy sê as daai lam te veel is, gaan na jou naaste en sê kom share met my. Is genoeg by my. Vers 5 sê hy, julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie van die skape en van die bokke kan julle dit neem. 'n jaar oud rammetjie is 'n ram wat in sy prime is. In die prime van sy lewe. Hoe oud was Jesus toe hy begin het met sy bediening? Man of meer 30. In die prime van sy lewe. Vlekloos. Sonder gebrek. Moet daai ram vir jou wees. Hy sê dan in vers 6, en julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag. Ek gaan net nou hierna toe terugkom. Hou net hierdie in gedagte. Hulle moes hierdie ram op die 10de dag vat en dan moes hulle hom in bewaring hou tot die 14de dag toe. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel aan die huise waarin hulle dit eet. En as jy dalk net vir my na vers 22 toe kon gaan. So hulle moes as hulle hierdie lam geslag het, dit was nou laatmiddag, daai is hy sê, julle moet hierdie lam slag teen die aand. Dit was net voor die son ondergegaan het. So iets wat ek net
Ek gaan dit net nou verduidelik, jy gaan net nou dit beter verstaan, hoekom verduidelik ek dit vir jou. Vir die Israeliete het 'n dag begin wanneer die son ondergegaan het. 'n Dag het begin wanneer die son in die weste weg is, dan begin hulle dag met die aand. Die volgende dag is dan nog deel van hierdie aandse dag. Waar kom dit vandaan? Genesis 1. Wat die woord vir ons leer, en dit was aand en dit was môre die eerste dag. En dit was aand en dit was môre die tweede dag. So as gevolg van Genesis 1 het die Jode 'n dag so bepaal. Hy begin wanneer die son weg is, dan begin 'n dag. En wanneer die son weer opkom. So as hy hier sê, teen die aand van die 14de, is dit agtermiddag van daai 14de. Ek gaan net nou vir julle verduidelik waaroor gaan dit. Hy sê, maar nou sê hy in vers 7, julle moet van hierdie bloed vat en stryk teen die deurposte. In vers 22 sê Moses, so hierdie was God wat vir Moses en Aaron gedeel het, in vers 22 gaan deel Moses dit met die volk. En dan sê hy, iets wat ons maklik kan oorlees, maar hier's weer eens groot significance hierin. Hy sê, neem 'n bossie hyssop en steek dit in die bloed, wat in die skottel is, en stryk dit aan die bodrempel van die twee deurposte. Hyssop, as jy ooit weer van hyssop lees in die Bybel, hyssop is 'n tipe en 'n skare en 'n voorbeeld van geloof. So hy sê, vat jou geloof, druk dit in die bloed, en smeer dit in die deurposte. Probeer jouself indink, waarin het Israel hulle op hierdie stadium bevind. Hulle is hier in 'n land wat nie hulle eie is nie, hulle word elke dag gemartel, geslaan, verrenoveer, en hulle soek uitkoms, hulle bid vir uitkoms, en hier is die uitkoms, vat 'n lammetjie, hou hom vir 5 dae in jou huis, slag hom, vee die bloed aan die deur, geloof. Hoe jy geloof moet aanwend, maak nie altyd vir ons sin. Doen dit nie. Vir God maak dit perfekte sin. Want God het geweet, hierdie bloed aan die deurkusyn stel die kruis voor. En as jy jou geloof in daai bloed in die kruis sit, sal hierdie verderwer by jou verbygaan. Hier is nog iets moois. Hy sê in vers 13, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huis waarin julle is. Dan sê God, so wat hulle hierdie bloed het hulle nie aan die binnekant van die kusyn gesmeer nie. Moes aan die buitekant wees. Why? Want vir hulle moes die lam genoeg wees. Hulle kon nie 'n waarde aan die bloed heg nie. Maar God kon. Hy sê, as ek die bloed sien, geliefde van Jesus, kan jy vandag die bloed van Jesus sien? Nee. In geloof egter pas jy dit toe, want as jy jou vertroue en jou geloof in die lam gesit het, is daai bloed vir jou, op jou deur. En God sê, as ek die bloed sien. Die bloed was 'n teken van waarin het hulle vertroue gesit, en dit wat God gesê het. Elkeen wat hulle vertroue in hierdie sinnelose ding gesit het. Onthou net, hulle het nie Matteus, Markus, Lukas, Johannes gehad nie. Hulle het eintlik niks van hierdie gehad nie. Hierdie ou wat vir hulle gesê het, doen dit, het nog nie Genesis eers geskryf nie. Maar hierdie sinnelose, skynbaar sinnelose ding, kon God sien, daai is die bloed van my seun. Ek gaan by hierdie huis verby. En almal wat binne in daai huis was, is gered. Nou ek moet nie net qualify, as jy glo is jou hele huis nie gered nie. Elkeen moet vir die eie deur van sy eie lewe daai bloed gaan aanwend. Ek kan dit nie vir my kinders doen nie. Ek kan dit nie eens vir my vrou doen nie. Sy moet haar eie bloed gaan aanwend. Sy moet self glo. Maar onthou net, daar's genoeg lam. En daar's krag in die lam. Maar hierdie was vir my so mooi, dat God sê, as ek die bloed sien. Maar dan wil ek wil nou teruggaan na vers 5 toe. En spesifiek in die Nuwe Lewende Vertaling,
Ekskuus Ann, ek gooi jou verskriklik rond. Ek waardeer jou so, jy's amazing. Dankie Jaco vir jou wat die klank doen. Man, ons het sulke mooi mense wat bereid is om vir ons in te staan in hierdie kerk. Wat bereid is om liggaam te wees vir sy liggaam. OK, vers 5, die Nuwe Lewende Vertaling sê, ons is nou terug in Eksodus. Hy begin met dit moet 'n rammetjie wees uit die skape of die bokke wat 'n jaar oud is, waarmee daar niks verkeerd is nie. Kyk spesifiek, hier staan dit. En ek gaan spesifiek na die Nuwe Lewende Vertaling, want ek voel taalkundig het hulle hierdie 2 verse spot on gekry. Want weer eens, as jy teruggaan na die Hebreëus toe, is dit presies wat daar bedoel word. So, die 10de dag, na die begin van die maand Abib, nou nie ons, wat 'n dag dink jy is dit? So dis hoekom, dit kan jou net help met, so die 14de dag, wanneer die lammoeslag is volmaan, en dis hoekom Pasga, of die Paasnaweek elke jaar op 'n ander naweek is, want ons probeer by die volmaan hou, wat die oorspronklike Paasnaweek of toe Jesus gekruisig is. So daai week toe Jesus gekruisig is, was presies in pas met die Pasga. Presies. Tot op die dag. Vandag, jy kan nou vir my sê, ja, maar hierdie jaar is dit in Israel volmaan, donderdag is volmaan, nie Vrydag. Ja, ons probeer nou hou by hoe hulle dit gedoen het, die Sondag, wat ons nou vandag ken, 'n Sondag, dit was hulle dag na die Sabbat, die Saterdag was ons hulle Sabbat. Die Sondag het Jesus ingekom, so ons hou by die Sondag en die Vrydag, daar's niks daarmee verkeerd nie, moet asseblief nou nie begin uitwerk, wanneer was die 10de, en dan hou jy nou jou Palm Sondag op die 10de van die Israelse kalender, you're gonna confuse the whole thing. Daar's niks daarmee verkeerd nie, want Jesus was die vervulling van die Pasga. Ons probeer nie die Pasga hou nie. Ek probeer vir jou iets verduidelik van hoe intentioneel is jou God met jou. Hy sê in vers 5, dit moet 'n rammetjie wees. Op die 10de het hulle 'n rammetjie ingeneem in die huis in. Nou moet jy onthou, hulle het nie die erwe wat ons daar in Glenmarais het. Baie gras, lekker hoë mure, al hierdie goed, waar die rammetjie nou kan vry rondhardloop, maar hy sal nie uitgaan. Ja, het jy al gesien hoe lyk dit in Israel? Ek dink dit is daai tyd man Egipte dieselfde gelyk. Daai huise is dan so. Onthou, hulle is nog slawe ook. Ons gaan nie vir julle erwe gee nie. Bou maar bo mekaar as julle wil, ons gee hom nie. So waar's die lammetjie? Dis in die huis. Jesus kom op die 10de van die maand Abib, op die donkie se rug, in Jerusalem ingery. Hier moes die Jode 'n lam vat, jare later gee God die lam. En hulle vat hierdie lam in die huis in. En dan in vers 6 sê hy, sorg vir, hy het daarom nou al ge-upgrade van dit, na die, sorg vir die rammetjie tot op die 14de van die maand. Elke gesin in Israel moet teen skemertyd sy rammetjie slag. As jy daar inkom, word hierdie ding wat heeltyd blaar en heeltyd vuil maak in die huis, is dit. Maar dan begin ons nou vir hom sorg, en ons begin hom borsel. So hierdie 4 dae, ekskuus dat ek net dit sê, hierdie 4 dae, of die doel van hierdie 4 of 5 dae, was sodat hulle kon kyk, of die ram vlekloos was. Ja, hulle het nou hier op kort kennisgewing 'n ram gaan pluk, maar dan het hulle nou om ondersoek, is hierdie ram vlekloos. Maar ek dink, deur hierdie gesoekery en nou sorg ons vir hom, en dan begin die kinders hom uitborsel, en naderhand word dit word nou Snoekie, en Snoekie kry 'n strikkie, en al hierdie, en ons raak nou geheg aan hierdie rammetjie, en dan slag ons hom. Hy was dalk op 'n stadium
jou pa se God, of jou broer se God, of jou oom se Jesus, maar ek hoop hy's vandag jou Jesus, jou lam. En ek wil jou uitnooi, as jy hom nog nie jou lam gemaak het nie, gebruik hierdie week, want dis waarvoor dit is. Hierdie week is nie om die karavaan te pak, want ons gaan lang naweek weg nie. En ons nou niks aan die fout is, nou nie. Maar ek wil jou probeer help om anders te begin dink oor hierdie week. Hierdie is die week in geskiedenis, wat hy van daai lam na my lam geword het. Daai Sondag het die Vader sy seun vir Jerusalem gegee en gesê, kyk of jy 'n fout vind. Hier is my lam. En jy hoef nie so toe te blaai nie. Ek gaan net gou vir jou, dis verskriklik interessant, dat sonder dat hulle geweet het hulle hierdie skrif vervul. Daai Matteus 21 waar ons net nou was, vers 23, en dag vir dag het Jesus teruggegaan tempel toe, sodat hulle hom kan ondersoek. Vers 23, en toe hy in die tempel gegaan het, kom die owerpriesters en die ouderlinge van die volk na hom, terwyl hy besig was om te leer, en hulle sê, deur watter gesag doen u hierdie dinge, en wie het u hierdie gesag gegee? So hulle ondersoek hom, te kyk of hulle fout kry. Matteus 22 vers 15, toe gaan die fariseërs, as jy nou onthou, hierso was dit die owerpriesters en die ouderlinge, hier in hoofstuk 22, toe gaan die fariseërs, en hulle het saam raad gehou, en hulle stuur toe hulle disippels en hulle Herodiane. They gave it all they got. In vers 23, dieselfde dag kom daar na hom Sadduseërs, en hulle ondervra hom oor die opstanding. Toe in vers 35, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek. En so gaan dit aan en aan en aan. En dan in vers 46, en niemand kon hom 'n woord antwoord nie, want toe die lam hulle iets vra, what a lamb, en niemand kon hom 'n woord antwoord nie, ook het geen een van daardie dag af dit meer gewaag, om hom vrae te stel. Want hy is perfek. Ons kry nie fout in hom nie. Ook toe hy gekruisig is, toe sê Herodes, ek kry geen fout in hom nie. Hulle kon net nie fout kry. Die perfekte lam. Ek wil jou uitnooi hierdie week. As hy jou lam is, gebruik hierdie week om opnuut te onthou, waar het hy jou uitgehaal? Waarvan het hy jou verlos? Onthou opnuut hierdie week, daar's genoeg lam. Onthou opnuut hierdie week, hy's my lam. En as jy hom nog nie jou lam gemaak het nie, gebruik hierdie week om hom vrae te vra. Hy was nie een keer geaffronteerd oor een van die vrae wat hulle hom gevra het. Die Engelse sê, he won't take offense. Vra hom wat op jou hart is. En ek gee jou 'n brief, hy sal jou antwoord. Want hy wil jou lam wees. Ek en my vrou het vir jou 'n sleerhouertjie laat maak. Kruis binne in 'n hartjie. Ek wil hê, jy hoef nou nie hierdie ding in jou kar sleer of te sit as jy nie wil nie, maar plak hom net ergens. Net omdat jy, al is dit vir niks anders nie, net omdat jy jammer is vir my, dan plak jy hom ergens. Net waar jy hom so nou en dan kan sien, dat hy jou kan herinner, die bewys van sy liefde, dis waarvoor die hartjie is, die bewys van sy liefde is die kruis. Jou omstandighede is nie die bewys van God se liefde, of die aanwesigheid van sy liefde nie. Die bewys van sy liefde is die kruis, dat hy sy lam, sy seun gestuur het. Nou wil ek net gou, ek gaan hiermee afsluit, ek wil net gou hierdie verduidelik. So op die 10de het hulle die lam ingeneem, Sondag, 11de Maandag, 12de Dinsdag, 13de Woensdag, 14de Donderdag. Ja, maar jy sê dan nou, die Pasga is die vervulling, Jesus was die vervulling van die Pasga, maar hulle het hierdie lam geslag op die Donderdag, en Jesus gekruis op die Vrydag, jy mis 'n dag.
Onthou ek jou verduidelik van hoe werk hulle daar. So hulle het hierdie Pasga lam geslag die middag, kom ons noem dit nou maar ons donderdag, agtermiddag. Wanneer het hulle hom geëet? Daai aand. Wanneer het Jesus saam met sy disippels die laaste Pasga gehou? Daai donderdag aand. Wanneer is hy gekruisig? Daai dag, maar dis nog steeds daai aand se dag. Die perfekte, volkome vervulling van die Pasga. Dis hoekom ons nooit hoef Pasga weer te hou nie. Want ons lam het gekom. Wat 'n God. What a God. Hoe amazing is hy. Ek hoop hierdie Sondag gaan vir jou in die toekoms nooit weer dieselfde wees. En ek hoop dat die Heilige Gees daar waar ek tekort geskiet het, en ek het tekort geskiet, ek weet ek het dit nie perfek oorgedra nie, maar dat die Heilige Gees aan jou sal openbaar wat ek nie reg oorgedra het nie, oor die significance van vandag. Hy is jou lam. Hy is jou lam. Dankie Here. Kom ons bid net saam. Here, dankie vir die absolute, onvoorwaardelike, onbetwyfelende liefde vir ons. Here, ons kan nooit, as ons na hierdie week kyk, en hoe hierdie week vervul is Vrydag, dat U vir ons uitmekaar geslaan is aan 'n kruis, aan 'n vloekhout, dat U ons vloek gedra het, sodat ons kan vry wees. Ons kan nooit na hierdie week kyk en twyfel oor U liefde nie. Want is U liefde wat U vasgehou het daar. Dit was nie daai spykers nie. Dis U liefde wat gemaak het, dat U bereid was om op daai donkie in te kom, en te sê, hier's ek, ondersoek my, ek wil jou lam wees. Liefde, liefde, liefde. Here, mag hierdie week vir ewig en altyd in ons toekoms 'n week van absolute liefde wees. Dankie dat U my lam kom word het. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Amen. Dankie.